Ons is besig met 'n nuwe reeks van boodskappe wat ons laas naweek begin het. Engage om te wen. Ons tema vir hierdie jaar was Engage 2024 en elke keer het die Here ons het gelei in 'n nuwe tema. En ons wil praat vanoggend en die volgende paar Sondae oor om te engage om te wen. Hoekom? Want God het jou bedoel om 'n wenner te wees, nie 'n verloorder in hierdie lewe nie. En as jy dit nie glo nie, maak jy Bybel oop by Genesis 1 en 2, dan sien jy dat God het die mens geskape met 'n doel om hierdie lewe 'n oorwinnaar te wees. Ons weet die duiwel het dit kom steel deur die sondeval, maar Jesus Christus het dit kom herstel en nou is ons in Christus Jesus meer as oorwinnaars. En dit is 'n baie belangrike boodskap vir jou om reflektief oor jou lewe te kyk en te vra, maar bestaan jy maar net? Is jy maar net hier om tyd te oorleef? Of is jy hier om 'n verskil te maak en om suksesvol te wees? Vanoggend gaan ek baie spesifiek praat oor jy kan nie wen met 'n slegte gesindheid nie, maar dalk net so die skrifgedeelte waaraan ons alles aanhaak hier die volgende 2 maande. Paulus se woorde in 1 Korintiërs 9 vers 24. Onthou, daar hardloop baie atlete op die baan, maar net een ontvang die prys. Hardloop so dat jy die prys sal ontvang. Daarom pyl ek reguit op die wenpaal af, doelgerig met elke tree wat ek gee. Ek is soos 'n bokser wat met elke hout tref. Die middelste skrifgie, hardloop so dat jy die prys sal ontvang. Engage, weet ons, is betrokkenheid met oorgawe. Betrokkenheid met oorgawe in jou lewe, om te besef dat God het jou nie geroep vir 'n middelmatige bestaan nie. God het jou geroep om in elke aspek van jou lewe suksesvol te kan wees. En suksesvolle mense verstaan die woordjie so, hardloop so, dat jy kan wen. Ons het verlede week 'n bietjie gepraat oor sukses. En ons weet in die wêreldse idee van sukses, en letterlik die woordeboek beskryf sukses as om 'n sekere doel te bereik. En ons weet dat vir baie mense in die wêreld beteken sukses, ek moet 'n klomp goeders in die hande kry, rykdom of motors of huise, ek moet aansien of posisie verkry, en baie keer is dit eendimensioneel, want wanneer jy terugstaan en jy 'n baie suksesvolle persoon in die samelewing raakloop, is dit half so of jy wonder, is hierdie persoon nou suksesvol of nie? Ja, hulle het baie geld, maar dit is al wat hulle het, of hulle het baie van dit, maar dit is al wat hulle het. Ons as Christene se definisie van sukses is God se seën oor ons lewens. Om ons lewens so te posisioneer dat ons God se seën ontvang, want word sukses is 'n byproduk, is letterlik 'n gevolg daarvan om deur God geseën te word. En ons sien dit in die lewens van mense in die Bybel. Ons sien Noag, ons sien vir Henog, ons sien vir Abraham, ons sien vir Jakob, en verskeie mense wat hulle lewens geposisioneer het naby God, om God se seën te ontvang, en dan sal hulle in elke opsig van hulle lewe suksesvol. Laasweek het ons gepraat oor hoe om jou lewe te posisioneer sodat jy naby God lewe, sodat God sy seën oor jou lewe gebied. Die Bybel is verskriklik baie duidelik met een woordjie: gehoorsaamheid aan God. Gehoorsaamheid in elke aspek van jou lewe, om jou lewe so te posisioneer deur gehoorsaamheid, sodat God se seën kan oordra in jou lewe. Baie interessant, 'n hele paar jaar terug het ek 'n artikel gelees, en verskoon tog vir die elektriese ingenieurs en electricians dalk in die kerk vanoggend as ek my woordeskat verkeerd het, maar dit is 'n pragtige beginsel, met hoë spanningskragdrade, dat daar 'n wetgewing bestaan, selfs in Suid-Afrika, reg oor die wêreld, dat jy mag nie 'n draad span naby 'n hoog of binne 16 meter van 'n hoë spanningskraglyn nie. Want wat gebeur is daar enige voorwerp, enige mens binne daai 16 meter kom, kan arcing gebeur. En arcing is wanneer krag oordra, letterlik spring van die kragdraad af binne in die lyn en iemand kan doodbrand. En toe ek dit lees die eerste keer, toe voel ek, maar dis wat die Here vir ons sê. Ons moet dit omdraai, ons moet juis binne 16 meter van 'n hoogspanningskragdraad kom wie God is. En as jy jou lewe so posisioneer naby God, dan sal die seën van die Here aak in jou lewe. Sal die seën van die Here oordra en oorspring binne in jou lewe.
Ons moet onsself posisioneer om God se seën te ontvang. Hoe doen ons dit? Weereens, gaan lees elke aartsvader, elke persoon wat geseënd was in die Bybel, het dit reg gekry om deur gehoorsaam met hulle lewe te bely met God. En die oomblik as hulle dit doen, is daar seën. Ons het laas naweek dit gelees, Deuteronomium 28 en 31, en verskeie ander gedeeltes in die Bybel, is dit baie duidelik dat God sy seën gebied op mense wat gehoorsaam leef. En as gelowiges ook, weet ons dat God ons so sal seën. Ek wil vanoggend oor die tweede beginsel praat. Naamlik, met 'n slegte gesindheid sal jy nooit waarlik God se seën in jou lewe ervaar nie. En ek wil in die tema bly van hardloop, sodat jy die prys sal ontvang. Ek praat oor engage om te wen, en dit is miskien vreemd dat ek met 'n negatiewe ding hier kom. Ernie het gesê, gaan praat oor wat moet ons doen, nie wat moet ons nie doen nie. Maar slegte gesindhede in ons eie lewens is so deurdringend, en ons sien slegte gesindhede oral waar ons beweeg, nê? Ons sien dit op die paaie, die padwoede aanval wat daar plaasvind, is weens 'n slegte gesindheid. Die tekens wat 'n persoon vir jou wys, is weens 'n slegte gesindheid. Ons sien dit in ons werksplekke. Elkeen van ons wat hier sit, kan stories vertel van werksplekke en hoe slegte gesindhede verhoudings vertroebel het. Elkeen van ons het al in ons lewe die gevolg ervaar van 'n slegte gesindheid, van ons of van ander mense. Ons sien dit in ons huise, ons sien dit selfs in die kerk. Het baie keer dat slegte gesindhede kan alles de mekaar roer. Ons sien dit in ons parlement. Ons sien dit in ons politiek. En ons kom agter dat mense het gesindhede wat hulle weens hulle frustrasie, weens hulle teleurstelling, hulle voel beroof, jy weet, so die grappie wat ek onlangs gehoor het, is, ek dink is oulik, miskien dink jy nie, dis oulik nie, maar dit is oor ons parlement. Een aand laat het 'n rower 'n ou raak gesien met baie mooi klere op pad na baie duur motor toe. En hy druk 'n geweer teen sy kop en hy sê vir hom, jou geld of jou lewe. En die ou sê, maar jy kan dit nie doen nie, want ek is 'n minister in Suid-Afrika. Ek dien in die parlement. In daardie geval, sê die rower, gee my geld terug. Maar ons sien dit oral. Ons sien 'n onderliggende woede in mense, sodat hulle ondenkbare dinge doen. Ek meen, ons het vanoggend wakker geword en gehoor, gisteraand het iemand Donald Trump probeer skiet. En as jy terugvoer, gaan dit oor gesindhede wat omgesit het in 'n gedrag dat mense die mees ondenkbare dinge doen. Dinge doen wat jy nooit sou vermoed het. Sielkundiges beweer dat deur navorsing dat slegte gesindhede, ons gaan nou 'n bietjie oor slegte gesindhede praat, maar slegte gesindhede, onderliggend aan dit, is 'n persoon wat teleurgesteld staan of hopeloos voel. En as jy regtig dink, die dag as jy 'n slegte gesindheid het, is dit baie keer omdat jy hopeloos en teleurgesteld is, hopeloos voel en teleurgesteld is in omstandighede, in mense rondom jou of selfs die lewe. Maar die feit is dat 'n slegte gesindheid het 'n, amper wil ek sê, 'n voorspelbare gevolg. Die Bybel is baie duidelik oor, dat 'n slegte gesindheid is iets wat God nie seën nie. Dit is die plek waar God nie is, as jy daarheen gaan nie. En een van die skrifte wat dit verskriklik mooi wys, is Numeri 14, vers 23 tot 24, waar die volk uit Egipte uitgetrek het, in 'n woestyn, en in die heeltyd is dit slegte gesindheid, wat alles oorheers. Hulle murmureer en kla oor alles, hulle is ontevrede oor alles, hulle is bly die heeltyd kwaad en teleurgesteld, hulle het iets anders as 'n uitkoms verwag, en nou dat hulle kans kry om die beloofde land binne te gaan, kom die 10 van die verspieders terug, en het weer 'n baie slegte gesindheid van ongeloof. En nou sit God wat praat, en hy sê in Numeri 14 vers 23, nie een van hulle sal in die land kom, wat ek aan die voorouers beloof het nie. Dan gaan hy voort, hy sê, my dienaar Kaleb het egter 'n ander gesindheid teenoor my gewys. Het is so pragtig, God toets jou gesindheid. En die gesindheid van jou hart is uiteindelik
die ding wat jou lewe bepaal, jou sukses bepaal, jou seën of gebrek aan seën bepaal. Weet Salomo sê in sy groot wysheid, dat ons moet ons harte meer bewaar as enigiets anders, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jy moet mooi kyk, en vanoggend is dit dalk 'n geleentheid vir jou om 'n bietjie spieël voor jou gesig te sit, en bietjie na jou eie gesindheid te kyk. Ek wil vanoggend praat, en ons gaan die volgende paar weke praat, vanoggend praat oor die so. Die so wys die eerste plek na gesindheid. Dit wys ook na fokus, dit wys ook na toewyding, volharding, en baie ander belangrike woorde wat vir ons wys, hoe kan ons wen in hierdie lewe? En ek wil vanoggend met jou oor hierdie slegte gesindhede praat. Die Bybel is vol wysheid oor hoe ons moet leef, en ek wil daar begin, en hoe ons nie moet leef nie. En die Bybel vertel verskeie verhale van mense wat slegte gesindhede gewys het, en wat die gevolg was. En Paulus beklemtoon dit verskriklik belangrik, dat dis een van die dinge waar ons moet werk in ons persoonlike lewens. Dis een ding waarop ek en jy moet fokus, wat in ons hart aangaan, wat in ons gedagtes aangaan, hoe dit ons gedrag bepaal. En Paulus is so duidelik, hy sê in Filippense 2, hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Jesus het 'n bepaalde gesindheid gehad, wat gemaak het, sê die Bybel, dat God hom 'n naam gee het bo elke naam, die Vader hom 'n naam gee het bo elke naam, waar het iets veroorsaak in die hemelse, amper wat ek sê, omgewing, die gesindheid van Jesus. En uiteindelik weet ons, gesindhede is deel van innerlike prosesse. Dis die gedagtes wat ek dink, die goed wat in my kop omgaan, en dan die gevoelens wat ek vorm weens dit wat ek dink, en dan uiteindelik die gedrag wat die gevolg is van dit wat ek dink. En jy kan nie amper sê verby dit kom nie, want die Bybel oopmaak, sommer in die 4de hoofstuk, sien ons vir Kain en Abel. En ons sien hoe Kain se afguns woede in sy lewe veroorsaak het. Hy was teleurgesteld. Het God Abel se offer aanvaar, maar nie sy offer nie. Die teleurstelling was so groot, dat hy afgunstig was. Afguns is natuurlik iets anders as jaloesie nie. Afguns is, ek begeer dit wat jy het. Jy het iets anders te gekry as ek. Jy het God se seën ontvang weens hierdie offer wat jy gebring het, en ek het dit nie ontvang nie. En daardie afguns het hom gedryf na 'n plek van woede, wat ook 'n gesindheid is, maar uiteindelik na 'n plek van moord. En God het Kain gewaarsku. Hy sê vir Kain, en hoor bietjie die waarskuwing, is daar nie aanvaarding vir jou as jy reg optree nie, maar as jy weier om reg te doen, moet jy oppas. As jy daardie gesindheid het van jou hart, ek gaan nie na God luister nie, ek gaan nie doen wat hy vir my sê nie, moet ek baie versigtig wees. En hy sê dit so pragtig in een vertaling, hy sê, sonde hurk by die deur om jou te oorweldig, maar jy kan dit oorwin. Jy moet dit oorwin. En elkeen van ons het gereeld iets wat gebeur in jou gesindheid. As jy dalk dink aan iets wat iemand het, waar jy voel, dit is onregverdig, ek is teleurgesteld in die lewe, ek is teleurgesteld dat ek dit nie kan verkry nie, of wat ook al jou gevoelens in jou hart is, en kan jy dit nie aggeslaan op God nie, en dit het 'n vloek gebring oor sy hele nageslag. Farao is een voorbeeld van 'n verkeerde gesindheid. Sy hoogmoed, wat uiteindelik gelei het na hardkoppigheid, wat uiteindelik gelei het na 'n plek waar sy hele koninkryk vernietig was, weens 'n gesindheid wat skeef was. En daar was tog so 'n oomblik gewees, dat Farao vir Moses en Aaron ingeroep het in Exodus 10, waar hy gesê het, ek het skielik besef, ek het sonde gedoen. Ek het skielik besef, dat ek het verkeerd opgetree. Vergewe my, het hy een keer gesê, en uiteindelik het hy nie daarby gehou nie. Uiteindelik het sy hardkoppigheid en sy hoogmoed veroorsaak, dat hy uiteindelik verskriklike pla oor sy land gebring het, en uiteindelik sy koninkryk verloor het. Want jy sien, hier's die woord, God weerstaan hoogmoediges, sê Jakobus, maar in nederige mense gee genade. Die gesindheid van hoogmoed veroorsaak hardkoppigheid, en veroorsaak dat jy die seën van die Here verloor.
Vrees wat lei na ongeloof. In hierdie geval in Numeri 14, daar waar ons gepraat het oor die 10 verspieders wat oorgegaan het, van Jordanië af tot in die grondgebied van Israel tot by Jerigo. En vrees het hulle harte beet gepak, hulle toegelaat dat hulle gesindheid van vrees het, en daardie gesindheid van vrees het omgesit in ongeloof. Jy sien, ons almal kan vrees, maar iewers moet jy daai vrees, die emosie van vrees in 'n gevoel verander. Jy weet, emosies kan ons nie oorbesluit nie. Ons is almal, soos die neurowetenskaplik sê, gehardwire om basiese emosies te hê. Jy kan nie help, dis 'n leeu hier in die vertrek instap, gaan almal hardloop. Dit is 'n natuurlike, instinktiewe reaksie. God het jou daarmee geskaap om te oorleef. Maar wanneer daardie emosie van vrees in jou hart inkom, en jy dit oordink, en jy daai gedagte nie gevangene neem nie, dan word dit 'n gevoel. Daardie gevoel van ongeloof, van vrees, wat omsit, en al die neurochemiese reaksies wat in jou brein plaasvind, met die basiese emosie van vrees, vind dan plaas in daardie gevoel. En dit is vernietigend, nie net vir jou gesondheid nie, vir jou spiritualiteit. En weens daardie vrees wat omgesit het in geloof, wat uiteindelik omgesit het in 'n gesindheid van vrees en ongeloof, het veroorsaak dat hulle die beloofde land misgeloop het. Ons dink aan Jona, die profeet, sy gesindheid van veroordeling. Hy wil nie na Nineve toe gegaan het nie, toe God hom geroep het nie. En daarom het hy 'n skip gevat na Tarsis toe. Uiteindelik het God hom voorgegee. Ons ken almal die storie van Jona wat van die skip af gespring het en die walvis wat hom ingesluk, of die vis wat hom ingesluk het en uitgespoek het, en hoe hy tot bekering gekom het. Hy het weersinnig met hierdie gesindheid van veroordeling na Nineve toe gegaan. En hy het vir hulle gepreek, soos wat God vir hom gesê het, hy moet vir hulle preek, of hulle sê dat God gaan hulle stad verwoes. En toe verwoes God nie hulle stad nie, want hulle het tot bekering gekom. Hulle het die Here aangeroep en hom aanbid, en toe het daardie gesindheid van veroordeling in bitterheid omgesit. En baie keer, jy kan dit maar sien in jou omgewing, wanneer mense veroordelend oor ander mense praat, word dit baie vinnig bitterheid. Bekommernis en angstigheid, ons sien dit in Martha, Maria se sussie en Lazarus se sussie in Lukas 10, waar sy so bekommerd en besorg was oor baie dinge, en uiteindelik het dit in 'n angsvallige situasie vir haar omgesit, 'n angstigheid wat haar hele lewe oorheers het, waar die Here vir haar moes sê, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria die beste deel uitgekies. Ondankbaarheid, 'n gesindheid van ondankbaarheid, en ek sien dit oral om ons raak. Gaan lees 'n bietjie die storie in 1 Samuel 25 van Dawid se manskappe wat 'n persoon met die naam van Nabal se skape opgepas het, terwyl hulle daar op 'n oorlog uit was. En hoe Nabal ondankbaar was, en hoe Abigail Dawid gewaarsku het, gesê, my man se naam beteken dwaasheid, want hy is oor niks dankbaar nie. Daar's so baie dinge in die lewe waaroor ons dankbaar kan wees, maar 'n gesindheid van ondankbaarheid maak uiteindelik dat jy sterf. En is baie interessant. Bybelverklaarders sê, toe Abigail vir hom sê wat regtig aangaan, toe het hy hartaanval gekry. En toe is hy uiteindelik dood van 'n beroerte. En miskien is dit alles deel van 'n ondankbare lewe. Van 'n lewe waarin ek nie regtig raak sien wat ek het nie, die hele tyd fokus op ander goeders wat my lei na dwaasheid. Gideon se minderwaardigheid, sy gesindheid van minderwaardigheid wat gelei na sonde. Onthou toe God vir Gideon roep in Rigters 6, het Gideon dadelik geantwoord, jy hoor sommer sy minderwaardigheid. Hy sê, verskoon my meneer, maar hoe kan ek Israel red? My familie is een van die swakstes in Manasseh, en ek is die onbelangrikste lid van my familie. En daardie minderwaardigheid gevoel wat Gideon gehad het gelei na 'n plek waar hy oorgekompenseer het, want dis wat minderwaardige mense doen, hulle oorkompenseer. 'n Gesindheid van minderwaardigheid lei na sonde, en toe hy oorkompenseer, toe is hy uiteindelik die rigter wat die volk van die Here lei in afgoderry in. En dit het 'n stryk geword. Die Bybel sê dit so pragtig. Dit sê in Rigters 8 vers 27, dit het vir Gideon en sy mense 'n valstrik geword. Minderwaardigheid, as ek nie deel met daardie gesindheid nie. Hierdie goeters wat ek genoem het, is goeters wat ons elkeen raak. Wat elkeen van ons moet adresseer. En wanneer Paulus oor hierdie gesindhede praat, hy praat daarvan in 1 Korintiërs 10. Hy sê,
dan waarsku hy waarsku ons, hoor hierdie waarskuwing vir jou. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes vir die eeue gekom het. Hier is 'n waarskuwing vir jou, dat God seën nie 'n slegte gesindheid nie. En daar's baie ander slegte gesindhede wat ek hier kan opnoem, en ek het maar net sommer 7, terwille van die getal 7 wat die volmaakte getal is gekies, maar ek kan letterlik 20 gesindhede vir jou die Bybel uitwys. Gesindhede waarmee ek en jy elke dag saamleef, en wat die oorsaak is dat ons nie God se seën ontvang in ons lewe nie, en dat ons nie wen in hierdie lewe nie. Want dit is voorspelbaar, jy gaan verloor hierdie lewe met 'n slegte gesindheid. Hoe oorkom ons slegte gesindhede? En ek wil daarmee afeindig. Ons moet dit erken en bely. Dawid wat so pragtig bid, deur grot my o Heer, ek ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op ewige weg. As ons sondes bely, is God getrou en regverdig. En elkeen van ons, hier is die een sonde waarna ons almal al skuldig was, is 'n slegte gesindheid. Dit is nodig om dit te identifiseer. Dis nie my teleurstelling in die ander persoon nie. Jy weet, vanoggend het ek met iemand gepraat voor die diens. Weet jy, ek kan uiteindelik nie voorspel wat iemand anders te gaan doen nie. Dis amper voorspelbaar dat mense en omstandighede jou gaan teleurstel. En jy het geen beheer daaroor nie. Jy kan nie bepaal hoe iemand anders te optree nie. Maar jy kan bepaal hoe jy daarop gaan reageer. En as jou reaksie op enigiets is wat met jou gebeur, 'n slegte gesindheid, 'n weerstand daarin, en ek gaan nou reageer in plaas van om te respondeer, is jy die moeilikheid. Die Bybel sê, bekeer jouself daarvan. God se uitnodiging staan. 2 Kronieke 7, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van die verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en sonde vergewe hulle land genees. Dit is goeders wat ons prakties kan doen. Daarom is dit belangrik om na die toestand van jou hart te kyk. Erken en bely, bekeer. Jou hart te bewaak, jou gedagtes te vernuwe. Paulus wat sê, en word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie. Maar moenie so die wêreld maak nie. Moenie, weet, as baie Christene wat vandag dink, is my reg om 'n slegte gesindheid te hê. Dis nie jou reg nie. Jy's God se kind, en jy kan nie die patrone van die wêreld volg, en hierdie goeders doen nie. Maar Paulus sê, moenie gelykvormig word aan hoe mense dit in die wêreld doen nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God is. En dis die ding van ons lewens nie. Ons kan nie kies, soos ek nou gesê het, wat met ons gebeur nie. Maar ons kies wat in ons gedagtes aangaan nadat dit gebeur het. En jy kan letterlik, en dit is wat beteken om jou gedagtes te vernuwe. Jy kan 'n ander gedagte vat en omhels in jou lewe. En sê, weet jy wat, ek gaan nie nou dink soos 'n mens, en soos 'n persoon wat net reageer op 'n vyandigheid nou nie. Ek gaan 'n ander gedagte saai wat God verheerlik. Weet, iemand het mos eendag gesê, dit is so pragtig, hy praat oor hoe werk ou se lewe uit. Hy sê, sow a thought and you reap action. So jy die regte gedagte kan omhels. Sow a act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow character and you reap a destiny. En ek en jy kan kies, wat gaan ons doen met die goed wat met ons gebeur? En ons kan ons gedagtes daaroor verander. En so wandel ons dan deur die Heilige Gees. Waar Paulus sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word, dan sê julle glad nie die begeertes van julle sondige geaardheid aan toegee nie. Ek en jy kan wen, maar net met 'n goeie gesindheid, nie met 'n slegte gesindheid nie. En God nooi jou uit vir oggend om die goed te doen wat ek nou net gesê het. Om daar waar jy voel, jy foute gemaak het, die verkeerde gesindheid geopenbaar het, dit te erken en te bely. Jouself daarvan te bekeer. Bekeer beteken eintlik die woordjie Grieks, beteken om te draai en 'n ander pad te stap. Om jou gedagtes te vernuwe, om daardie gedagte gevangene te geneem, wat uiteindelik veroorsaak dat jy slegte gesindheid is, woedend is en kwaad is, teleurgesteld en hopeloos voel. En om te wandel in die krag van die Heilige Gees, dat God jou gedrag en die uitkoms van jou lewe bepaal. Dit is hoe ons wen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dankie dat ons nou kan bid. Ons het gehoor uit die woord, verskeie voorbeelde wat vir ons voorgehou is,
van slegte gesindhede wat voorspelbaar sleg geëindig het. Sodat mense nog meer verloor het, nog meer gebrekkig is, nog meer verlies het. Maar Here het vanoggend met ons gepraat oor om ons gesindhede te verander, om anders te wees. Soos iemand gesê het, successful people don't do different things, they do things differently. Here, dat ons sal verstaan dat U roep ons om anders te wees. U roep ons om anders te wees as hierdie wêreld. Om nie gelykvormig te word aan hoe dit daar gaan, waar mense op mekaar reageer en ons het 'n hele samelewing wat woedend is en teleurgesteld voel en hopeloos voel. Maar ons is kinders van die lig wat anders te leef, wat anders te dink, wat anders te optree. En die Here, vanoggend het U met elke persoon hier gepraat in een of ander aspek van sy of haar lewe. En vanoggend nooi U ons uit om 'n verandering in ons lewe aan te bring. Dalk is dit een van die 8 lewensdimensies waaroor ons gepraat het laasweek, dat ons 'n verandering moet aanbring. Here, ons wil vanoggend bely en erken dat daar baie keer met ons gesindhede is daar 'n probleem. Ons erken en bely dit en ons bekeer onsself daarvan en ons bid, Here, dat U ons sal help om ons gedagtes te vernuwe en te wandel in die krag van die Heilige Gees. Net daar waar jy sit in aanbidding voor die Here. 'n Diens is nie 'n diens sonder uitnodiging nie. Want God het met ons gepraat en ons moet kan sê, ja Here, ek hoor wat U sê en ek wil doen wat U sê. En ek wil spesifiek vir mense bid wat vanoggend 'n besluit gemaak het om hulle gesindhede te verander, om iets in 'n lewe aan te pas. Gaan jy nie vra om te staan nie, net daar waar jy sit, kan jy dalk jou hand opsteek en ek wil vanoggend vir jou bid. En ek wil die Here vertrou dat hy jou krag gaan gee om baie goeders in jou lewe te verander. Dankie, dankie, dankie. Here, ek bid vir elke hand wat opgaan vanoggend. Van mense wat besluite gemaak het vanoggend. Ek kan nie help vir dit wat met my gebeur het nie. Maar ek kan 'n alternatief soek. Ek kan iets anders doen. Ek kan respondeer, soos wat U vir my vra. En Here, ek wil bid vir elke persoon wat sy hand opwas vanoggend, dat U hulle krag sal gee om 'n positiewe geloofsgesindheid in hulle lewe los te maak. Sodat hulle in elke ding wat hulle konfronteer, die oorwinnaar kan wees, die wenner kan wees. En dat hulle daarom U seën sal ervaar in hulle lewe. Ons bid dit in Jesus naam vir elkeen. Amen.